Wat is die nommer 1 ding wat 'n kind van die Here moet hê? En dis geloof. God wil hê ons moet geloof hê. Ons moet geloof in hom hê. Jy moet ook verstaan dat die duiwel teen jou geloof is. Die duiwel wil jou geloof vernietig. By die eerste versoeking word dit vir ons geopenbaar wat die duiwel doen, dat hulle God begin betwyfel. Hulle glo nie meer aan die Here nie en hulle doen 'n verkeerde ding. Dis wat die duiwel wil hê met jou moet gebeur. Wat wil God hê? God wil hê ons moet meer geloof hê. Hy werk met die disippels, hy praat met die disippels, hy wys die disippels, hy leer die disippels dat daar meer geloof moet wees. En reg deur die Bybel, van die begin tot die einde, die manne met geloof, die manne en vroue met geloof, dis hulle wat uitgestaan het. Dis as gevolg van hulle geloof. Nou, jy kan nie God behaag sonder geloof nie. Daar's baie maniere wat jy God kan behaag. Gehoorsaamheid is geweldig belangrik. God se gehoorsaamheid, maar gehoorsaamheid en geloof werk saam. Nou as jy nie geloof het nie, kan jy God nie behaag nie. Dis juis uit my geloof uit dat ek goed doen. Maar hoekom sukkel mense met hulle geloof? Dink 'n oomblik daaraan. En ek dink hier's die antwoord. 1 Timoteus 1 vers 19. Nou Paulus skryf aan Timoteus, hy's 'n kerkleier. Dan praat hy met Timoteus self. Dan sê hy, hou styf vas aan jou geloof. Hou styf vas aan jou geloof. Nie iemand anders se geloof nie, jou geloof. Dit wat jy glo. En hou altyd jou gewete skoon. Want sommige mense het opsetlik hulle gewete eenkant gestoot, party sê onderdruk of weggestoot, en as gevolg daarvan het hulle geloof skipbreek gelei. Omdat jou gewete nie skoon is nie, het jou geloof skipbreek gelei. Want mense bid. Hulle sê, pastoor, ek bid, ek glo en ek alles, maar dit werk net nie, geloof werk nie. Omdat jou gewete nie skoon is nie. Nou gewete is daai stemmetjie wat binne in jou praat. Paulus sê, my gewete en die Heilige Gees getuig saam. Praat saam. So die Heilige Gees praat met my, maar jou gewete is net daai, jy weet wat reg en verkeerd is. Jy weet dis wat jy moet doen. So dit getuig saam, dit praat saam, jou en jou gewete. Nou kom Timoteus in selfe brief, hoofstuk 3, dan sê hy hierso, dan praat hy met oor diakens, vers 9. Hulle moet verbind wees, vashou, verbind wees aan die openbaarde waarheid van die Christelike geloof. En hulle moet met 'n skoon gewete leef. Weer sit hulle geloof, sit Paulus geloof en gewete aan mekaar. Want jy kan jou gewete onderdruk. Nou wat baie belangrik is net jy ken jou gewete. Net jy weet wat die waarheid is. Eintlik saam met die Here. Want Paulus sê, die Here ken die diepte van my hart. Die Here ken my hart, wat hier aangaan. So jy kan 'n storie vir my vertel, maar die diepte van hart, jy ken jou hart. Jy weet wat hier aangaan in jou hart. Dan praat die Here. Dan sê hy, luister, jy moet 'n skoon gewete hê. Na rukkie kan ek sien, jy het jou gewete weggestoot, jy het jou gewete onderdruk, jy het die gewete stil gemaak. As jy as kind van die Here sê, Here, ek het geloof, ek hou vas aan my geloof, geopenbaarde waarheid van Christus, met 'n skoon gewete. Die Here weet wat's my hart, die Here weet ek skoon gewete, dan sien jy dat geloof werk. Kom ek bid vir jou. Vader, dankie dat U ons bewaar van sonde. Dankie dat U ons bewaar, dankie dat U met ons praat. En ek bid vir elkeen wat my luister, dat hulle geloof sal werk, sal vashou aan hulle geloof met 'n skoon gewete. Dankie vir U liefde in U naam. Amen. Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing.